Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het en trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vader, baie dankie vir hierdie eerste dag van die week. Baie dankie dat ons vanoggend kon opstaan met die wete dat die psalmdigter sê, hierdie is die feesdag aan U toeberei. Die dag van grote dinge, die dag toe ons Here Jesus Christus uit 'n leë graf uitgeloop het. Die dag toe die klip weggerol is en die engel vir die vroue sê, die Jesus wat julle soek is nie hier nie. Hy het opgestaan, gaan sê dit vir julle broers. Vader, dankie dat ons vanuit die opstandingskrag van U seun kan lewe. Dankie dat U self God is wat die dood oorwin het, deur die kruisdood van U seun, ons Here Jesus Christus. Dat U die ewige dood oorwin het en dat ons saam met Paulus as gemeente vanoggend as ewig lewendes kan vra en kan erken, dood, waar is jou angel? Want ons weet dat die dood geen houvas meer op ons het nie. Ons het 'n deurgang, ons het 'n ewige deur na U toe, want daarom sê die Messias, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Vader, ons loof U daarvoor, ons prys U, ons dank U. Ons harte is vol van dankbaarheid en wat die hart van vol is, loop die mond van oor en daarom kan ons nie anders as om die grootheid te besing nie. U wat die nagtelike hemel toeberei het met die vingerpunte. U wat die son en die maan en die sterre geskep het. U wat planete geskep het waarom ons menslike verstandjies die grootheid daarvan nie kan begryp nie. Dan is ons maar 'n stoffie in die weegskaal van die almag waarmee ons te doen kry. Dan vra ons saam met die psalmdigter, kan ons werklik waar pyl hoe groot U is? Kan ons werklik waar in ons gedagtes 'n omvang kry van U almag en die grootheid en die alomteenwoordigheid en die alwetendheid, want U is God en ons is mens. Vader, en ten spyte van die feit dat ons mens is, ten spyte van die feit dat ons geneig is om een ons naaste te haat van nature, kom U vanweë 'n genadeverbond en wil U met ons 'n lewende verhouding hê. Wil U deur die gelowige aardsvaders en U vriende Abraham, Isak en Jakob met ons 'n lewende band hê vanweë die genadeverbond. Daarvoor dank ons U. Daarvoor loof ons U. Daarvoor prys ons U. Vader, ons is 'n gemeente wat afhanklik is van U. Vir elke oomblik van elke dag, vir elke middel wat aan ons toevertrou word, is ons bedelaars. Ons staan met leë hande voor U, maar ons word deur en deur geseën en ons word deur en deur verkeerd bewys in ons ongeloof wanneer U kom en net die beste vir hierdie gemeente toeberei. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kon gehoorsaam wees in U opdrag om U koninkryks boodskap te verkondig. Dankie dat ons bruid kan wees van U seun, 'n liggaam kan wees, almal verskillende lede, maar een liggaam waarvan daar net een hoof is, sola Christus, Christus alleen. Dankie dat ons vandag die woord kan hoor en kan sê, sola scriptura, U woord alleen. Dat daar geen mens as tussenganger moet kom en 'n klomp fabels of versinsels moet kom vertel, of 'n klomp stories moet kom vertel wat die aandag van die woord af wegvat nie, nee. Maar dat ons vandag kan hoor, Vader, dit is ons gebed, ten spyte van die swakheid van 'n mens, so spreek God Almagtige. Ons bid dat U ons sal rustig maak, dat U vir ons binne die konteks waarin ons leef, binne die land waarin ons leef, midde die goddelose regering waaronder ons leef, sal rustig maak. Soos die psalmdigter sê, moet jou nie ontstel nie, woon en werk rustig voor, doen jou daaglikse werk. En dan weet ons, die oordeel kom ons nie toe nie, maar U, en U sal vergeld. Dankie dat ons
kan vashou aan die genadekruis, wat ook sy skaduwee oor ons ellendige mense kom gooi het. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons 'n gedeelte saam lees uit Matteus 21. Matteus 21, hoor God se woord, hy is welkom om hier op die bord te volg, Matteus 21, vers 1 tot 11. Ek weet baie gemeentes praat van 'n kerklike kalender of kerklike tradisie. Ons in die GKSA volg dit eintlik nie slaafs na nie, maar vandag in baie opsigte word gepraat van Palmsondag. Die Sondag voor die kruisiging. Wat het gebeur op die Sondag voor die Vrydag waarop ons Here Jesus Christus gekruisig is? En dit is waarom ek dan vanoggend hierdie gedeelte aan ons wil voorhou en dan ook die woord van God aan die elkeen bedien. Matteus 21 vers 1 tot 11. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig. Dan sal hy dadelik hulle laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na my toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie die vel van 'n paddier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel geneem, boklere op hulle neergesit, en hy, dit is Jesus, het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad uitgesprei, en ander weer het takke van bome afgekap en dit op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Ons lees tot sover. Ons teksvers vanoggend is hierdie enkele sinnetjie in vers 11. Daar was 'n rep en roer. In die prediking gaan daar ook verwys word daarna. Dis die Griekse woord seio wat beteken aardbewing. Daar was 'n geestelike aardbewing in Jerusalem daardie dag. En daar word gevra: Wie is hierdie man? Geliefde gemeente van Jesus Christus, ons het almal in ons lewe 'n punt waar ons kom, waar ons moet vra. Veral 5 dae voor die kruisiging: Wie is hierdie man? 5 dae voordat ons Here Jesus Christus aan die kruis vasgespijker word ons weer opnuut vandag met hierdie vraag gekonfronteer. Baie in daardie tyd en vandag nog glo hy was 'n politieke bevryder van uit Romeinse bewind. In daardie tyd het die Romeine die wêreld geregeer en die Jode was nie baie gelukkig daarmee nie. Hulle wou gehad het daar moet 'n Joodse leier wees. So hulle het Jesus gesien as 'n politieke figuur en 'n politieke bevryder. Sommige in daardie tyd en vandag nog het hom aangehang omdat hulle geglo het hy kan hulle gesond maak van hulle siekte. Dis alrede. Ander het hom aangehang vir finansiële gewin en vandag nog 'n tipe van 'n gelukbringer. Hoe meer ek Jesus aanbid, hoe beter gaan dit met my gaan finansiëel. Maar wie is hierdie man? Dit is die vraag op almal se lippe in Jerusalem die Sondag voor Jesus se kruisiging. Elke volwasse Israeliet in daardie tyd wat binne 'n 32 km radius van Jerusalem gebly het, was verplig om die Paskafees te gaan bywoon. Baie kommentare sê vir ons dat daar op daardie Sondagoggend reeds 2,5 miljoen mense in Jerusalem teenwoordig was vir die Paskafees. En dan herdenk die Paskafees 1500 jaar terug wat gebeur het, toe God uit Egipte uit hierdie volk kom haal het
en vir hulle die beloofde land gegee het. In Israel was dit die gebruik dat, en nou is dit nie toevallig nie, daar is nie so iets as toeval nie. Het is nie toevallig dat op spesifiek daardie Sondag wat Jesus Jerusalem binnengery kom, dit presies die dag was waarop die lammers vir die Paskafees eenkant gekeer moes word, sodat hulle vir 5 dae alleen kon staan, so volgens die wet van Exodus 12 vers 3. So op dieselfde dag as wat die Pascha-lam bepaal is, die 10de van Nisan, dit was hulle maand in daardie tyd, dit was die dag toe die lam van God, Jerusalem, die slagpale binnenloop vir ons. Die 14de Nisan. Johannes 1 vers 29, dan kom Jesus na Johannes toe en hy sê vir die skare, Johannes sien Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God wat die sondes van die wêreld kom wegneem. Die kruisdood en die opstanding, sê een van die skrifverklaarders, is die skeniere, waarop die deur van verlossing draai. En hierdie gebeure lei ons dan nou binne in die laaste week van Jerusalem in. Daar was ontsaglik baie te leer vir ons eie lewens, van toepassing op ons eie lewens, op die manier hoe Jesus Christus daardie Sondagoggend Jerusalem se stadspoorte binnengegaan het. Jesus het die stowwerige grondpaaie om Jerusalem deurgeloop. Hy het dit gedoen om in 3 jaar tekens en wonders te doen, maar vir een laaste keer kom hy Jerusalem binne, nie te voet nie, maar op die rug van 'n dier. Van Betfage se kant af was daar 'n groot skare wat hom gevolg het, dit lees ons in vers 8, en dan stuur Jesus 2 disippels uit na die dorpie toe, en hy sê, daar sal julle 'n vasgemaakte dier kry, 'n donkie en haar val. Hoor mooi, Jesus Christus alwetendheid. Hy is nog nie daar nie, maar hy weet al klaar, daar is 'n donkie en haar val vasgemaak. Hoekom juis 'n donkie? Daar is nie regtig iets spesiaal in 'n donkie nie. Dis 'n ou stadige ou pakdier. Eintlik in vandag se terme het 'n donkie nie eintlik meer veel funksie nie. Die rede daarvoor kry ons deur die profeet Sagaria, en hiervoor vra ek die aandag. 500 jaar voordat Jesus daardie Sondagoggend met die donkie in Jerusalem ingery kom, profeteer die profeet Sagaria 9 vers 9, hoor mooi. Juig dogters van Sion, jubel dogters van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is regverdig, hy is die oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsval van 'n donkie Mary. Het jy al ooit gehoor dat die Ou Testament vir jou soveel besonderhede gee, dat dit die Nuwe Testament verklaar in die sin dat ons nou weet dat hy op die vul gery het en nie op die Mary self nie. Sien jy hoe belangrik is die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament en andersom, die 2 testamente by mekaar. Mense wat die woord van God nie so lees nie. Mense wat die Ou Testament nie absoluut in die lig van Jesus Christus se koms lees nie, is mense wat redeneer, dit wat met my in my verlede gebeur het, het nie eintlik 'n invloed op my vandag nie, dit het nie invloed op my besluite in die toekoms nie. Dit kan tog nie. Alles wat met jou gebeur in die verlede, het 'n invloed op die manier hoe jy dink en die besluite wat jy neem vir die toekoms. So dit wat gebeur het, die Ou Testament, is onlosmaaklik profeties deel van die Nuwe Testament. En so ook werk dit in God se woord. Inteendeel, die Ou Testament profeteer alles rondom die koning van Sion, wat daardie Sondagoggend in Jerusalem sou inry. Dat hy op 'n donkieval ingery sou kom, Sagaria 9 vers 9, dat hy amptelik deur die Vader aangestel is as koning, Psalm 2 vers 6, dat hy hierdie koningskap aanvaar het en gesalf is tot koning, Hosea 1 vers 11, dat hy ingewag is by Jerusalem deur 'n skare, Hooglied 3 vers 11, en dat hy gekom het om hierdie koningskap vir homself op te eis, Jesaja 6 vers 1. Ek laat my nie vertel dat die Ou Testament nie profeteer van Jesus Christus nie. Ja, selfs die ongelowige Pilatus en Kajafas sê in hulle dwaasheid, hierdie man is 'n koning, Johannes 19 vers 14. So dis hoogtyd dat ons die teologie van die 1983 vertaling en die teologie van die Groen Psalmboek met hulle klein lettertjies waar daar na Jesus Christus verwys word, dat ons daarvan wegkom en daarmee wegdoen.
jou koning met 'n hoofletter, Jesus Christus, is net so deel van die Ou Testament as van die Nuwe Testament. Vir 500 jaar leef Israel met die gedetailleerde belofte van God. Sion se koning sal op 'n hingsval van 'n donkie Mary in Jerusalem ingery kom die Sondagoggend voor sy kruisiging. Het was die gebruik in daardie tyd eintlik dat iemand wat sê hy's 'n koning en wat as oorwinnaar van die oorlogsveld af teruggekom het met 'n sterk, kragtige swart oorlogsperd die stad se poorte binne gery kom. Dat hy agter daai swart oorlogsperd van hom 'n magdom van strydwaans gehet en agter dit sy hele weermag wat marseer en die koning se magsvertoon deur die hele stad laat wys. Die hele parade van die koning se hoogmoed moet tentoongestel word sodat die mense kan besef hierdie koning is nie iemand om mee te speel nie. Maar hier kom die koning van Jerusalem wat Sagaria van profeteer. Hy ry Jerusalem binne op 'n donkieval en dit nog 'n geleende een ook. Op aarde tydens sy vernedering hier op aarde, geliefdes, het Jesus Christus nie eers na sy menslike natuur, na sy goddelike natuur behoort alles in hom, maar na sy menslike natuur en sy vernedering het hy nie eers 'n donkie gehad nie. Want Paulus skryf vir ons die rede daarvoor in 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur die armoede, sy armoede, ryk kan word. 'n donkie was 'n simbool van absolute nederigheid. Dit was nie 'n swart oorlogsperd wat alle mag tentoon kom stel nie. Daar's 'n rede daarvoor. Die Romeinse soldate het 10-1 na Jesus gekyk wat op die donkie ry en hulle self in die stad pap gelag vir die mense wat om Jesus staan en sy lof besing. Vir hulle was Jesus 'n grap. Hier kom die vraag weer, wie is hierdie man vir jou? Vir party mense soos vir die Romeinse soldate wat weet hoe lyk die inkom van 'n koning en sy magsvertoon, is Jesus 'n grap. Ongelukkig om dit vandag ook te verkondig, veral onder die ateïste, is Jesus voor 'n grap. Maar tog het hy hierdie groot skare wat uit Betfage saam met hom kom, vers 8, en intussen is daar ook 'n groot skare van Jerusalem se kant af wat hom tegemoet kom, en dan vind daar 2 simboliese tekens plaas deur die skare. Die eerste is, die mense het hulle boklere begin uittrek en dit daar op die grond gepak. Daar was geen rooi tapuit vir Jesus uitgerol nie, maar daar was klere en daar was takke, vers 8. Waarom juist klere? Want deur dit te doen, het die mense sy koningskap erken. Hulle het hulle self aan hom onderwerp. Dit was ook die gebruik in die Ou Testament. Weereens sou ons hierdie gebruik nie verstaan het as ons nie die Ou Testament gehad het nie. Toe jy koning word, 2 Konings 9 vers 13, toe neem elkeen gou sy kledingstuk en plaas dit onder Jehu op die kaaltrappe en daarop blaas 'n ramshoring en hulle roep uit, Jehu is koning. Wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Wel, as Christus jou koning is, dan behoort nie net jou bokkleed onder sy voete nie. Dan behoort elke liewe ding wat ons behoort, wat aan ons geleen is, onder sy voete. Van die skrifverklaarders sien uit hierdie Griekse teks die gebruik van mense wat ook soos die koning deur die strate gery het, baniere by hulle balkonne afgehang het, sodat die koning kon sien, maar hierdie huishouding aanvaar my as koning. Hierdie huishouding aanvaar my as koning. Die manier hoe 'n huishouding optree, kan 'n mens sien of daardie huishouding werklik waar Jesus Christus as koning aanbid. Josua 24 vers 15 sê, wat my en my huisgesin betref, ons sal die Here dien. En dit sal sigbaar wees dat ons die Here dien. Maar dan doen die skare 'n vreemde ding, geliefdes. Hulle begin takke van bome afsny en hulle gooi die takke binne in die pad. Beteken dit dat hulle die donkie wou keer en dat Jesus nie in Jerusalem moes ingaan nie? Nee. Die evangelie van Johannes gee vir ons hier duidelikheid. Hy sê dit was spesifiek palmtakke gewees.
Hierdie gebruik kom ook uit die Ou Testament. Een van die Ou Testamentiese feeste, naamlik die fees van Tabernakels, waar Israel vir 6 dae in tentjies gaan bly het, om die 40 jaar in die woestyn te gedenk. Het hulle vir 6 dae in tentjies gebly, waarmee hulle palmtakke van gemaak het. En dan het hulle met daardie palmtakke rondgeloop, en hulle het geswaai, en hulle het uitgeroep, Hosanna, Hosanna. Die Hebreëse woord wat beteken, ag, red ons tog. Ag, red ons tog. Wat 'n mooi belydenis, wat 'n mooi klag om te hê vanoggend. Red ons tog. Hulle herken homself as die Messias, as hulle sê, Hosanna vir die seun van Dawid. Die Ou Testament is vol van die getuienis dat die Messias gebore sal word uit die stam van Juda, uit die nageslag van Dawid. Die skare het dit nie onderling gemompel nie, geliefdes. Die Griekse woord wat hier gebruik word, sê hulle dit uitgeskreeu. Hulle het hulle longe leeg gemaak. Hosanna vir die seun van Dawid. En dan weet jy wat is die mooi van alles? Hierdie woorde wat hulle sê, is die woorde wat hulle self uitgedink het nie. Dis woorde wat kom uit die psalmbindeltjie, Psalm 113 tot 118, binne die groter deel van die psalmbindel, weer eens Ou Testament. Hulle sê, ag Here, verlos ons tog. Ag Here, gee ons voorspoed, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Kragtig word dit net buite Jerusalem uitgeskreeu. Dit word lof geprys, want sê Lukas vir ons, as julle dit nie wil doen nie, as julle nie vanoggend wil sing nie, tot lof van God nie, as daai mense op daardie dag nie wou sing tot lof van God nie, dan sou die klippe dit gedoen het. Dan sou God klippe laat lewendig word het en laat monde kry het, want hy kan dit doen, hy is almagtig. En hulle sou gesê het, Hosanna in die hoogste. Met ander woorde, hierdie koning is nie net 'n koning van die aarde. Hoor mooi, Hosanna in die hoogste. 'n Aardse koning is nie so toegeroep nie. Ja, selfs die engele kondig dit aan by hierdie koning se geboorte. Lukas 2 vers 14. Ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Hoe wonderlik die lofsang. Hoe pragtig die belydenis. Maar geliefdes, een groot hartseer. Alles te vergeefs. Omdat hulle nie geweet het wie hierdie man is nie. Jy sien, die skare roep uit, Hosanna. Pragtige Hebreëse woord. Hulle vra, red ons tog. Maar dan roep hulle nie na die kruisgebeure nie. Hulle roep nie na Golgotha nie. Hulle roep na 'n aardse koning. Dieselfde wat met Samuel gebeur het, toe Samuel vir God sê, hierdie mense soek 'n aardse koning. Toe sê God vir hulle, gee vir hulle een, want is nie vir jou wat hulle verwerp nie, dis vir my. En hier maak ons die eeue oue fout weer. Jesus Christus, Hosanna in die hoogste, wil ons aftrek na ons politieke agenda toe. Dit is presies hoekom die mense daardie tyd uitgeroep het, Hosanna, red ons tog, red ons van die Romeinse bewind, sodat ons onsself weer kan regeer. Dit is waarvoor daardie mense uitroep. Hulle het 'n totaal en alle wanpersepsie van Jesus gehad, amper soos hierdie armsalige boere-Israeliete, waarvan ons vandag hoor wat soos paddastoele opspring. Hulle aanbid God net in soverre die hoop strek, dat in hierdie bedeling, hierdie goddelose regering wat oor ons regeer, verbreek sal word. Wel, die geskiedenis leer ons, dat jy so 'n persoon nie kan vertrou nie. Want dieselfde klomp wat Hosanna skreeu, daardie Sondagoggend, skreeu 5 dae later, daardie Vrydagoggend voor Pilatus, kruisig hom, kruisig hom. Want hy het nie by hulle agenda ingepas nie, en hy het nie hulle plannetjies en hulle koninkrykies kom dien nie. Hulle het nooit Psalm 18 met Jesaja 53 verbind, wat sê, die dienende knegt van God sal kom, en hy sal deur die mense verstoot word, maar deur sy wonde sal daar vir julle genesing kom. Want dan sou hulle agtergekom het, dat die hemelse koninkryk nie, of dat die hemelse koning nie kom, om my koninkrykie te bevorder nie, maar sy koninkryk. Lukas deel belangrike inligting. Toe Jesus net buite Jerusalem kom,
Toe staan daar in Lukas 19 vers 41, toe hy naby kom aan die stad, en hy die stad sien, het hy oor haar gehuil. En hy het gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is jou oë daarvoor verberg. Die heilige koning is onbekend in die heilige stad, omdat mense gefokus is op hulle eie koninkryk. Hierdie gebeure het die hele stad, al 2,5 miljoen mense van hulle in rep en roer gehad. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord seio, waarvan die benaming van die apparaat seismograaf waarmee ons aardbewings meet vandaan kom. Met ander woorde, hierdie gebeure van Jesus Christus stuur 'n geestelike aardbewing onder 2,5 miljoen mense in Jerusalem daardie dag. Die vraag, wie is hierdie man? As jy vanoggend hierdie vraag hoor, dan ruk dit jou hart, dan ruk dit jou gedagtes, dan skud dit jou soos 'n aardbewing jou fisies sal skud. Want dit vereis 'n antwoord, dit vereis dat jy vanoggend antwoord. Kom ons sê vir jou, kom ons sê uit God se woord uit, wie hierdie man is, en dan besluit jy self. Hy is die brood van die lewe, tog is hy in die begin van sy bediening honger, sodat ons gevoed kan word. Hy is die water van die lewe, tog eindig hy sy lewe dors aan 'n kruis, sodat ons uit die fonteine van die lewe kan drink. Hy was moeg, tog sê hy vir ons, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Hy was die ewige koning, tog betaal hy belasting. Hy was deur die fariseërs Beelzebul genoem, die duiwel, tog is hy die een wat demone uitdryf. Hy het in Getsemane gebid dat die sweet soos bloed van sy kop afdrup, tog antwoord hy elkeen van ons. Hy is die een wat gehuil het, tog kom droog hy ons trane af. Hy het ons kom loskoop van ons sondes, tog word sy lewe niks meer gereken as 30 silwer muntstukke nie. Hy is die goeie herder, en tog ook die paaslam, wat op daardie sondagoggend, op die donkie, deur die stadspoorte moes ry, die slagpale tegemoet. Geliefdes, die Sondag voor sy kruisdood, sien ons 'n sagmoedige, nederige koning, 'n lydende diensknegt wat kom om verlossing te kom verkry vir ons as ellendige mense. Op 'n geleende donkie kom hy Jerusalem binne. Maar hy kom weer, hoor mooi. En as hy weer kom, dan lyk die prentjie totaal en al anders. Dan kom hy nie met 'n donkie nie, maar dan kom hy met 'n perd. Openbaring 19 vers 11. Toe het ek gesien, Johannes sê, dat die hemel geopen is en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, word getrou en waaragtig genoem. Regverdig is sy oordeel en hy voer oorlog. Hoor mooi, hy kom met die swaard om oorlog te voer en met sy swaard en met die vuur uit sy mond die ongelowige voor hom te verdelg. Hy word nie besing deur 'n klomp wat hom as 'n gelukbringer of 'n politieke bevryder sien nie. Hy word besing deur 'n hemelse weermag waarvan daar staan in Judas 14, kyk, die Here kom met sy heilige 10.000-talle. Ons kan dit in onsself nie indink. Die ruiter op die wit perd met sy 10.000-talle van engele agter hom nie. Hy kom met gerubs, hy kom met strydwaans in die wolke, sê die psalms vir ons, en dan sal elke knie gebuig. Filippense 2, dan sal elke tong bely dat hy die koning van die konings is. 5 dae voor sy kruisdood gedenk ons vanoggend hierdie gebeure van 'n geestelike aardbewing in 'n stad van 2,5 miljoen mense, 'n geestelike aardbewing in hierdie kerkgebou vanoggend met die vraag: wie is hierdie man? Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat U, toe die tyd vir die profesie van die Ou Testament ryp geword het, U seun Jesus Christus na die wêreld gestuur het. En dat U seun op 'n donkie val, op daardie Sondagoggend, deur die stadspoorte van Jerusalem gereis kom.
Vader, as dit nie gebeur het nie, dan het ons ellende toegeneem in veelvoud. Maar hy het homself verneder. En hy was gehoorsaam tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. En daarom kry ons vanoggend deel aan sy opstanding. Daarom kry ons deel aan die wonderlike, ewige beeld van die hemele wat geopen is, en ons Messias wat weer sal kom, is ruiter op die wit perd, wat sal kom oorlog voer teen die ongelowiges. Vader, terwyl ons nou nog in hierdie bedeling leef waar sonde hoogtyd vier, terwyl ons nou nog in hierdie bedeling leef waar elke koninkie en elke aardse presidentjie op sy eie agendaatjie gefokus is ons in afwagting vir die koms van die koning van alle konings. Is ons as Sion en as Jerusalem smagtend en sigtend na die ruiter op die wit perd. En daarom bid ons vanoggend, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Geliefdes, ontvang God se seën en gaan leef in hierdie week vanuit sy vrede. Here het met Moses gepraat en gesê, praat met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en hy sal aan jou vrede gee.